30 Junie. Ons kies die beste in die lewe, die beste erfenis, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelkte erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons. 1 Petrus 1 vers 4. Ons gebede tot God moet nie uit harte opgaan wat vol selfsugtige strewe is nie. God vermaan ons om die gawes te kies wat tot sy heerlikheid sal dien. Hy wil hê ons moet die hemelse eerder as die aardse kies. Hy stel aan ons die moontlikhede en voordele van hemelse gemeenskap voor. Hy bemoedig ons verhewenste strewes en beveilig ons kosbaarste skatte. Wanneer die aardse skatte weggeraap word, sal die gelowige hom in die hemelse skatte verheug, die rykdom wat nie in aardse rampe verlore gaan nie. Hoe jammer dat mense die onverganklike erfenis verwerp en leef om hulle eie trots te voed, vir selfsug vertoon, en deur hulle aan die bewin van die Satan te onderwerp, die seëninge verbeur wat hulle in hierdie lewe en in die hiernamaals kon gehad het. Hulle kan in die hemelse paleise ingaan en op gelyke voet met Christus en die engele van die hemel vryheid geniet. Ja, met die vorste van God, en tog, al klink dit ondankbaar, verwerp hulle die hemelse aantreklikhede. Die Satan stry om mense siele. Hy wil nie hê hulle moet die toekomstige eer, die ewige heerlikheid sien, wat weggelê is vir die bewoners van die hemel, of dat hulle die ondervinding moet smaak, wat 'n voorsmaak is van die hemelse geluk nie. Hulle wat Christus as hulle saligmaker aanneem, het die belofte van hierdie teenswoordige lewe en van die toekomstige lewe. Die nederigste disipel van Christus kan 'n inwoner van die hemel word. Hy kan van God 'n onverganklike erfenis erf, wat nooit verwelk nie. Ag, wil almal maar die hemelse gawe kies om erfgenaam te word van daardie erfenis wat nooit vernietig kan word nie, tot in alle ewigheid. Ag, moenie die wêreld kies nie.